Vandag gesels ons oor week 4 van die 40 dae. Nou partykeer voel ons nie goed genoeg nie en partykeer voel ons ook nie goed oor onsself nie. Dan is dit maklik om klippe na ander mense te gooi om hulle tekortkominge uit te wys. In vandag se teks waarna ons kyk, is dit presies dieselfde geval met Martha en Maria by wie Jesus tuis gegaan het. Vir Jesus is ons almal goed genoeg. In hierdie teks gaan Jesus tuis by 'n dorp terwyl hy op reis is en hy gaan tuis by 'n vrou met die naam Martha en haar suster Maria. Nou, Martha bars by die vertrek in en sy is woedend omdat haar suster Maria by Jesus se voete sit en niks doen nie. En dan maak sy vir Jesus die regter tussen hulle, asof Jesus nou moet kant kies en vra vir Jesus of hy tevrede is daarmee dat sy haar suster daar sit en niks doen nie. Baie slim ontlaai Jesus hierdie situasie soos 'n patroon wat hy uit 'n geweer uithaal, deur hom vir haar vraag te vra. Kom ons kyk na die teks. Kom ons kyk na die volgende vraag. Hoekom dink julle was Martha so kwaad? Hoekom maak sy vir Jesus die regter? Is ons meestal soos Martha of soos Maria in die storie? Wat moet ons verander in ons lewens en die van ons kinders, sodat ons kan fokus op wat werklik belangrik is? Martha se verhaal is ook ons verhaal. Wanneer ons nie goed voel oor onsself nie, of nie goed genoeg voel nie, probeer ons harder werk, probeer ons meer doen, en is dit vir ons makliker om ander mense se optrede teenoor ons eie te meet. Ons is ook baie keer die persoon wat nie die ander mens 'n kans wil gee om te antwoord nie, en sommer dadelik met die volgende vraag skiet. Nou, die boodskap vandag is dat Jesus sê dat ons almal is vir hom goed genoeg. En die belangrike ding is om nie te dink en mekaar 'n kans te gee en na mekaar te luister ook. Vir Jesus is ons almal genoeg. Martha, Maria en ek en jy. Jesus word nie ingetrek by Martha se gesprek nie. Hy verhoed verdere ongemak deur om die situasie te ontlaai. Ons moet ook soos Jesus optree binne en buite ons gesin. Genoeg klippe gegooi na mekaar. Ons moet nie dink. Plaas van om te sê hoe hard jy self werk, kom ons sit om die tafel en vra mekaar wat elkeen gedoen het. Daarna kan een persoon begin met "Ek hoor jy sê" en die vorige persoon se storie herhaal. So kan ons in diepte na mekaar se stories luister en tyd saam spandeer soos Maria by Jesus wou tyd spandeer.